Hallo, julle raai wat? Dis julle favourite, Frisky Mariski. En is tyd vir nuus in 'n nutshell. Kyk julle, vir die van julle wat nie gehoor het nie, daar is 'n moerskandaal waar daar ietsie soos oor die 2 biljoen rand se fondse by die Tembisa Hospitaal geloot is. Vandag het die SIU 'n huis in Sandton gaan ry van luxury cars, okay, artworks worth millions and more. Maar hier's waar dit interessant raak. Hangwani Maumela, okay, is een van die key beneficiaries van hierdie corruption. En toe het ek 'n voeltjie oorvlieg of obviously iewers raak gelees dat hy aangetroude cousins van Ramaphosa se vorige huwelik was. Aan julle, die storm het uiteindelik gekom. There has been a storm brewing en uiteindelik het die eerste reën in Gauteng geval. Okay, vir die van julle wat ou tannie stories ken in the works, sal weet dat hulle glo dat wanneer dit voor Paul Creer se verjaarsdag reën wat 16 Oktober is, gaan dit 'n goeie reënvaljaar wees. Maar natuurlik in Suid-Afrika gebeur alles dramaties, want die reën wat nou val, het met 'n storm warning gekom van damaging winds, heavy downpours of rainfall en bla bla bla. Toe was daar 'n tornado of nee, 'n landsprout gespot in Germiston. Kyk bietjie. Hierdie landsprout is gesien naby die Rand Airport. En as julle my vra, begin 'n bietjie meer soos 'n tornado te lyk. En om dit te kroon, Woensdag was daar ook 'n landsprout, maar hierdie een nader aan Middelburg, naby die N4. Mpumalanga se wêreld, kerels. En dan, last but not least, soos julle weet, sê hulle, die duiwel is los in Creersdorp. En luister jy, what the fuck? Daar is 'n lijk gevind by die Creersdorp monumentam by Key West, julle. Intussen het hulle gesê dat die lijk behoort aan 'n missing man, maar hulle is nie seker hoe die lijk daar gekom het nie. Of die ander mysterious details oor sy disappearance en sy mysterious murder. But wait, there's more. Op 4 Oktober was daar ook 'n lijk gevind in Creersdorp. Julle, hier bel die polisie. Dit het oor die naweek gebeur verlede naweek en soos ek sien, was daar ook nie meer inligting oor hierdie lijk verder gepost nie. En sad news uit Springside. Die 11-jarige seentjie wat in 'n armed robbery raak geskiet is ongelukkig dood. Klein Waldo was in die kop geskiet op die toneel en was van die toneel af in 'n kritieke toestand hospitaal toegevat waar hy op life support was totdat sy dood vroeër vandag aangekondig is. Rest in peace, little man. Anyways, julle, dis nuus in 'n nutshell. Like, share, comment vir meer nuus in 'n nutshell, lekker alternatief in Afrikaans.